Vir duisende pendelaars is die roete verby die Westdene-dam 'n eenvoudig deel van hulle daaglikse bestaan. Baie van hulle is nie eers bewus van die nagmerrie wat om in Maart 1985 hier in die modderige water van die Westdene-dam afgespeel het nie. En die wat wel daarvan weet, probeer waarskynlik om nie te veel daaraan te dink nie. Want die ongeluk wat soveel lewens geëis het, is sonder twyfel een van ons land se heel grootste tragedies. Elke keer is geneer is iemand anders as 'n kind. Dit sal nooit jou eie kind wees nie. En dan gebeur dit, ja. Ons ken nie al die antwoorde nie. Ek bedoel, hoekom is die ander kinders sterf en hoekom ons seker is oorleef? Ons ken nie daai antwoorde nie. Ek kan nie vir die water kyk nie. Ek kan nie want ek weet wat daaronder aangegaan het. Ek het net sy kouse gehou. Dit mooi skoon gewas en ek het dit nou nog. Die busongeluk het ons van kind na groot mens in 'n oornagproses gevat. Ek het die krag, die energie, die genade van bo gekry om deur daai dag te gaan. Vir die leerlinge van die hoërskool vorentoe was daar geen waarskuwing vir dit wat hulle roetinerit huis toe daardie dag op die bekende geel dubbeldekkerbus sou inhou nie. Want skaars 2 minute nadat 70 van hulle, soos elke ander dag op die bus geklim het, is elkeen van hulle se lewens ingrypend verander. Dit was 'n Woensdag. Ek onthou dit so goed. Dit was 2 dae voor die skool gesluit het. Normale dag, maar dit was 'n normale dag, maar ook nie 'n normale dag nie. Die pouse daai dag het ons wat saam soos van die laerskool gekom het en hoërskool ingegaan het. Kyk, wat gebeur as hoërskool dan gaan elkeen maar met nuwe vriende en jy het nuwe maats, maar daai dag het ons besluit, kyk, pouse sit ons almal saam. En ons het almal in 'n kring gaan sit en ons het pouse by mekaar spandeer en toe die klok lui het ons mekaar gedruk en ons het mekaar gesoen groet. Dit is iets wat uit die norm was. Uit die skool uitgekom, almal was opgewonde huis toe gaan, in die bus klim. Nou die busbestuurder het ons bus seker vir die laaste 4 jaar gery. So hy het almal soort van geken, hy het almal gegroet en hy groet jou altyd vriendelik. Ag, en die klok het gelui, jy weet, 1:30 om huis toe te gaan en ek het bus toe gestap. En ek onthou ek het by die bus was 'n geel line bus, 4-hoekie bus. En ek het stil gestaan en ek het gelees wat staan op die bus. Hoekom? Weet ek nie. Ek sien maar daar het gestaan line your long life friend. Nee, ek het gelees en ek het maar ingeklim. Almal was my excited want die skool gaan sluit. Hulle het ons het baie vriendelik met die busbestuurder, hoe hy het ons bus elke middag gery. So 'n bietjie hallo gesê en gesê ja, skool sluit en ek het al die bo gesit. Opgegaan en ek het my tas neergesit en ek gaan sit waar ek sit en my vriendin het langs my kom sit en toe maar op pad huis toe. Ons het op die busse geklim. Seker so 1:15 se tyd in die middag by die skoolhek. En 'n kind let mos maar nie op nie. Jy gesels met jou vriende en jy skertse gaan aan. Ek het op die bankie, die skuinsbank heel voor gesit. Ook op die bus was Annetjie Blighnout, sowel as haar suster Fransie en die se vriend Dion Bekes. Die twee het in standaard 4 begin kuis. Later gehoor mense praat van uitgaan en toe ook maar begin uitgaan. Hulle was in matriek toe die ongeluk gebeur het en hulle is later met mekaar getroud. Ons het eksamen geskryf. Dit was die Woensdag geweest, die Vrydag sou die skool gesluit het. En ons maar huis toe gaan soos gewoonlik, bus gevang. Ek dink hy is omtrent 1:15 is ons omtrent daar weg. En ons het gery en toe ons hier in Loosstraat indraai. Ewe skielik het die bus net begin vinnig ry. En ek en my een vriend het voor my gesit, sy naam is Peer van die Westhuizen en dit was ek wat agter hom sit. My een vriendin het aan die linkerkant gesit, Adriana Hon wat oorlede is in die bus en Annelie van Tonder wat ook oorlede is in die bus. En soos die bus afry sê ek vir hom, dink die ou nie hy is op Kailami nie. Daai woord kan ek so goed onthou. Toe ek hier met die bus het bietjie spoed en toe ek nog so by die venster uitkyk, sien ek maar die pad raak ver. Wat gebeur nou? Hier is iets nie lekker nie. En toe ek so voor my kyk, toe begin die kinders opstaan. Toe sien ons, maar ons is nie meer op die pad nie. Toe voel ons hoe vlieg ons letterlik van daai pad af. Ons vlieg so reg, so binne in die water. Hy was omtrent halfpad oor die dam se wal. Toe hy net links swaai en hy's binne in die dam. So wat dit was 'n skielike, daar was geen en jy weet hy het geswaai, daar was 'n groot gil geweest en toe se doodstop. Die eerste ding wat my nou bybly is toe die bus begin swenk het. En toe is ons in die water in. Die bus het geswenk
in die sparre omgery. Ek kan nog onthou hoe die sparre gebreek. En toe is ons in die water in. En terwyl ons so in die lug vlieg, toe sien ek maar hier gaan die ander busse verby. Niemand sien ons nie, dit was my vrees. Niemand sien ons is hier nie. Weet iemand wat gebeur? En jy sien die karre gaan verby en die bus het so eers ingeduik en daai water het soos golwe binne ingekom. En die bus het amper soos 'n nosedive en toe subside hy so 'n bietjie. En ek het net water gevoel oral. En soos ek sê, die kinders se hare, dit kan ek baie duidelik onthou, hulle hare en mense wat skop. Begin jy die koue water voel en die kinders skree ongelooflik, daai skil is iets verskrikliks. En dan het hy uit skuins afgesak, so die water kom skuins in. En jy weet hoe die kinders dan verdwyn onder die water, jy weet, maar die gille raak al hoe minder. Maar dit het so vinnig gebeur dat jy nie besef het dat dit eintlik gebeur het nie. Die volgende minuut is die hele bus vol water, hy was kompleet. En jy kon hoor hoe kinders skree, maar skree en dan het dit so bedaar. Toe sien ek maar die kinders begin hardloop. En hulle het begin hardloop. Soos hulle hardloop, daai water hulle net so gevat. Soos elkeen hardloop, daai water hulle net gesluk. En al wat ek kan onthou, die bus gaan af en ek hou net my asem op en ek het begin bid. Ek het niks nie beweeg nie. Al wat ek kon voel was kinders wat teen my geskop het, hulle hare teen my gevoel het en ek het my asem opgehou en ek het net vir die Here gevra, help my net want ek sal nie hier kan uitkom sonder hom nie. Ek het net gesien, ek onthou nie die kinders hoe die water ons almal onderste bo geslaan het en dis die laaste wat ek onthou het. Ek het nie eens gedink om te vat of om te kyk waar is wie nie. Party mense dink om hulle self te red. Ek sien dis hoe baie kinders party uitgekom het. Ek het nie eens daaraan gedink nie. Ek het nie eens gedink om by 'n venstertjie uit te kom nie. So jy's in so 'n paniekstadium, so vrees dat jy kan nie reageer nie. Weet skok is 'n erg ding. Hy desoriënteer jou heeltemal. Die bus was omtrent onmiddellik vol water en my eerste reaksie was om op te gaan en toe besef ek gaan nêrens heen gaan, hier's 'n dak bokant by. En ek het aanvanklik omgedraai en die agterste ry uitgeskop want ons het heel agter gesit en die eerste ding in my kop was daar staan mos altyd in geval van nood copyright uit. En maar nie besef die ding was uit nie. Ou dink nie aan asem ophou nie. Water gesluk en ek moes die son gesien het, ek het 'n dowwe geel lig. As ek opkyk het ek 'n dowwe geel lig gesien en dit moes die son gewees het. Ja, en tot ek my bewussyn verloor het ek nou maar. En ek het eintlik besef of aanvaar dat ek nou dood is. Ek moet vir jou baie eerlik sê, ek het regtig, ek het aanvaar, ek gaan nou doodgaan en dit was fyn by my gewees. Dis my tyd, ek moet nou gaan. En jy weet, kyk, ek is besig om dood te gaan. Jy besef dit. Daar's niks meer help nie, niemand kan niks doen nie, ek's weg. Jy het 'n gevoel van dat jy oorgee. Jy veg nie meer vir jou lewe nie, jy gee net oor. Al wat ek gedoen het was gebid. Ek het vir die Here gevra, help my asseblief. Dit is net jou krag wat my hier gaan uitkry. En die volgende minuut sê ek het nie meer asem nie. Iets moes my seker gesê het, kyk op en toe kyk ek op. En toe is daar wit lig en ek het uitgeswem. Daar moes seker 'n gestikkende venster gewees het. Want ek het so 'n klein skraapie op my arm gehad, dit was al. En toe my hand so sak, toe vat hy aan daai klein skyfvenstertjie. En ek is daardeur. Ek weet nie hoe nie, maar ek is daardeur. Ek was blou. Hierso blou pers op my bors. Sint Christopher het ja, alles hierso was so. Maar ek is daardeur en ek is toe uit en toe besef ek, okay, hier's lewe. Daai klein venstertjies langs die kant en agter waar hy die venster by my uitgeskop het ek basies uitgespoel op 'n stadium. Ek weet nie hoe ek uitgekom het. Dit weer daai warrel van die water, dis hoe ek uitgekom het en toe ek sien 'n stuk bo op die bus. Jy skree, niemand hoor jou nie. Niemand sien jou nie. Jy's onder die water, niemand kan jou sien nie. Daai groot besef, daai vrees van hulle gaan my nie kry nie. Hoe gaan hulle my kry as hulle ons nie sien nie? Ek dink dit was vir my die ergste gevoel gewees van dat niemand my gaan kry nie. En toe ek my bewussyn verloor en ek het gevoel ek het baie mense praat oor, baie mense glo nie, maar ek het ervaar hoe ek uitgaan, jy weet, ek het gesien ek kom nie die water, ek gaan na die lig toe, ek is in die tonnel. Maar Jurika was verkeerd geweest, want alhoewel sy dit nie geweet het nie, was daar tientalle mense wat gesien het hoe die bus in die water stort.
En in een van daardie bizarre toevallighede wat geen mens kan verklaar nie, was een van hulle haar eie broer Theo, wat op die bus agter haar was. Hy was in die agterste bus. En hy het gesien wat gebeur het en die busdrywer wou nie stop nie. Toe sê hy, jy sal hierdie bus nou stop. En hulle het die busdrywer maak stop en hulle het uitgespring en soos hulle gehardloop het, klere uitgetrek en ingespring en dadelik gaan kyk wat hulle weer kan help. Toe ek bo by die water uitkom, ek onthou die eerste mens wat ek gesien het was Theo de Koker geweest. En hy het ingespring en hy het my wal toe gehelp. My broer, tot vandag toe weet ek presies nog nie regtig hoe het hulle my gekry nie. Maar hulle het ingeswem en hulle het my met my voete by die klein venstertjies het hulle my uitgetrek. Het hulle my per ongeluk. My broer het nie eens geweet ek is in die bus nie, weet. So hy het my per ongeluk gekry en ek was klaar blou in die gesig gewees. So vir my ek was klaar dood gewees. En hy sê hy het net gehoor hierdie stem sê vir hom trek haar tong uit want ek het my tong ingesluk. Ek het bygekom en toe is ek bo op die bus. Ek kan nie die kinders se name onthou nie, maar daar was 'n ouetjie wat sy suster, hy het uitgekom en sy suster, ek dink dit was die Koen familie. Hy het afgeduik en sy suster uitgehaal en haar kop was op my knie en hy het haar geresusciteer en sy het uitgekom. Ek is boontoe en nou ja, van daar af het hulle my na die wal toe gevat en ek het daar gestaan en toe het ek op 'n stadium net ek wou eintlik net weet waar's Fransie. En toe ek nou bo op die bus kom, toe kom ek agter maar my sussie is nie bus. Maar jy's ver, jy weet jy's bo op die bus se dak, jy's nog in die water. En ek teruggegaan, maar dan voel jy nou vir hare en alles, maar jy besef nie dat dis eintlik die boonste vlak en sy is nie onderste vlak, maar jy besef dit nie. Maar jy sien net kinders oral en mense oral en ewe skielik is daar net mense op die wal en daar was mense wat mense probeer uithaal het uit die bus uit. Een van die heel eerste reddingswerkers wat op die toneel aangekom het, was Pieter Steyn, wat op daardie stadium vir burgerlike beskerming gewerk het. Pieter en 3 van sy kollegas was in die beheerkamer by die Johannesburgse Burgersentrum toe hulle die eerste berigte van die ramp oor die verkeersradio gehoor het. Skaars 5 minute later was hulle op die toneel. Er was nog nie baie mense op die wal nie. Ek dink daar was 2 of 3 karre wat gestop het. Ek weet daar was die verkeersbeampte wat oorspronklik al was, 'n motorfiets was daar. Ons het basies by die plek gestop waar die gat in die draad was. En ek het 'n pak klere aangehad. Ek het dadelik net begin uittrek net in my onderbroek en toe duik ek in die dam en swem na die bus toe. Op Baasstein was daar nog redelik baie chaos. Kinders wat in die dam rondswem en so en wat daar na die wal se kant toe swem. Toe skree ek vir hulle moenie na die wal want dit is te hoog. Hulle moet daar na die kant toe swem. Het ek na die bus toe gegaan en hy was toe nog skaars onder water. Hy was net onder water die dak bo. Toe begin ek staan ek reg bo kan die deur. En ek duik af. Die deur was oop geweest. Toe gaan ek by die deur in en ek het skaars ingegaan. Toe voel ek vlees. Toe vat ek die persoon in die arm trek, gaan op boontoe en stoot hom bo op die dak. Die eerste keer wat ek afgaan in die bus, kon jy bitter min sien. Teen die tweede keer kon jy niks meer sien nie. Maar ek het net maar die pype in die bus en die sitplekke goed gebruik om my te trek en jy kan dan nou voel as jy vrees voel. En dan het ek nou geweet ek het iemand op klere en het ek nou net sommer die klere gevat en uitgetrek op boontoe. Op Baasstein was daar toe nou al ander mense ook op die bus se dak gewees. En so het ek nou maar afgegaan weer. Elke keer wat ek iemand uitgebring en dan kyk ek maar na die kleer. Want dit is altyd vir jou aanduiding of die persoon nou al reeds dood is of lang dood is of waar kans is of so. Die 4de ouetjie wat ek uitgebring het redelik goed gelyk. Toe sê ek van die ouens op die bus begin CPR op hom. En toe ek weer af vir die 5de keer het ek weer basies net so bietjie in die bus ingegaan, dan voel ek vrees. Dan kom ek op met hom. En die 6de een het ek begin paniekerig raak en toe begin die asem bietjie opraak en so. Maar ek het die persoon gekry, 'n kind gekry, opgekom boontoe en toe besef ek dis half fataal om nog weer in te gaan. Die kans is nie. Toe vat ons die een ouetjie en sit hom 2, 3 van die lyke bymekaar en die een ouetjie bo op die bus, toe begin ons hom resusciteer. En toe het ek met hom uitgeswem na die wal toe, waar hom opgetel het en ek het verneem dat die ouetjie toe ook oorleef. En tog het die hoop om nog kinders lewendig te vind stadig aan vervaag, want almal het begin besef dat daar bloot eenvoudig te veel tyd verloop het. Vir wie ook al in hierdie stadium nog in die bus was dit reeds
te laat. Vir die reddingswerkers was die groot adrenalien oomblikke verby. Want wat oomblikke tevore nog 'n reddingspoging was, het nou 'n geval van soek en herwin geword. Dit is maar begin rondkyk vir lyke. Ek kon nie veel meer doen om in die bus in te gaan of iets self nie. Maar gewag vir duikers om te kom en hulle het in die bus ingegaan. En soos hulle die lyke opgebring boontoe het ons hulle nou maar net wal toe vervoer die hele tyd. Soos hierdie kinders daar probeer uittrek, is al hierdie kinders is soos poppe. Hulle is soos dummies en hulle is wit en jy besef hulle is dood, jy weet, en uiteindelik toe kom ek agter maar sy is nie hier nie, jy weet, en toe het hulle my met 'n plank uitgevat want ek het 'n vreeslike watervrees. En toe het hulle my met 'n plank uitgevat en nou ja, toe sy al op die brug wat hy het hulle gesê gaan half Frans, hy het dadelik gevra waar is. Ek het bygekom en toe sit bo op die bus. Ek weet nie hoe hy my uitgekry het nie en toe ek bo kom, toe is hulle klaar besig om van die lyke uit te haal. Het hulle van die kinders wat ander uitgehaal het, is een van die ouetjies was ek kan nie sy naam onthou, hy is een van die ouetjies wat dood is. Hy het toe hulle het hom toe uitgehaal. Iemand het hom toe vasgehou glo en hy het verdrink. So toe het hulle hom uitgebring en ek was in skok, jy weet. Toe daar klaar mense in die water van die onderwysers was daar. My broer het gesê vir my jy moet swem. Sê ek kan nie. Sê vir my swem. Jy gaan kant toe en jy gaan daar na die water klim en jy gaan swem. En ek wou nie maar ek moes. Toe het ek uitgeswem. Er was baie hysteriese kinders op die bus gewees en toe ek by die kant kom, nou dis nogal hoog van die water tot by die draad, toe het hulle vir my graaf gehou en graaf uitgetrek. Tref die skokkie nog nie, want jy werk klinies, ons is opgelei om klinies te werk en jy doen maar wat gedoen moet word, maar na mate die lyke al meer en meer geword het, dan begin jy die werklike impak van die ding besef. En die helikopters wat land en mense wat huil en die paniek onder die ouers en die hele damwal wat vol mense is en radio's wat klets en die chaos wat daar geheers het, dan begin die impak van die dinge werklik tref. En maar jy bly maar in die gang, jy is heeltyd daar in die water en as daar lyk uitkom, dan vat jy die lyk maar kant toe en op die wal het hulle probeer om kinders te resusciteer. Aan die einde van die dag van kinders wat uit die bus uitgekom het, is seker 3, 4, 5 wat suksesvol geresusciteer was. Die kinders wat hulle toe uitgehaal het, wat hulle toe probeer nou bybring het, die van hulle wat hulle nie kon regkry het, het hulle nou maar toegegooi met komberse en jy weet, die kinders was reeds oorlede, maar dit het nie by my geregistreer, die kinders is dood nie, want dood was nie deel van my lewe nie. Ek het nog nooit in aanraking met dood gekom op daai stadium. En toe kom mense van die hospitaal en hulle het 'n bus gebring. So jy het op die bus gesit want hulle het almal gaan opneem wat in die bus was. Jy het nie geweet wie is lewendig, wie is dood nie en jy het net elke nou en dan sien jy hulle dra iemand uit en hulle lê hom op die straat en hulle sit 'n kombers oor. So ek was baie hartseer, baie teleurgestel toe ek uitgeklim het want daar was niemand om vir my te sê my ma was nie daar nie. Daar was nie familie nie, daar was nie vriende nie, daar was net vreemdelinge. Kinders het daar rondgestaan, daar was karre gewees, daar was mense van die omgewing en daar was polisie gewees, daar was redders gewees. So die kinders het daar gelê onder die kombers, daar was baie kinders wat eraan gewerk het. So jy stap uit op hierdie pad wat jy nie herken nie. Jy weet nie eintlik waar jy is, waartoe moet jy gaan nie. Daar's niemand wat jou kom en sê kom ek hou jou vas en sê vir jy's alright nie. Die omvang van die ding wat net so massief was en die hartseer van die ouers op die wal, die bekommernis van die ouers. Die verkeersdepartement het al die motorfietsbeamptes in Johannesburg ontbied hiernatoe. En hulle het 'n roukol by die skool gevat en vir beamptes adresse gegee om na elke ou se huis toe te ry en vas te stel wie kind daar is om te probeer uitvind hoeveel kinders vermis is en so. Bekommerde ouers wat na die dam toe gekom het en gehuil het, ouers wat daar op die wal gesien het, hier lê my kind en die kind is dood. Terwyl die nagmerrie besig was om hom by die dam af te speel, was meeste van die kinders se ouers besig om doodluiters met hulle normale dagtake voort te gaan. Maar dit sou nie lank wees voordat die chaos en hartseer van hierdie ramp hulle ook inhaal nie. Ek het altyd net halfdag gewerk en toe het ek nou begin ek gaan voldag werk. Maar toe moes ek hom nou in die dorp ontmoet want hy wou saam met die voortrekkers gaan kampe die naweek.
toe wou ons nou spesiale kosse gaan koop wat nie swaar is nie, maar voedsaam is. En ek het daar in die dorp gestaan en wag. En ek het by 'n winkel ingegaan en iets oor die radio gehoor, maar ek was nie seker wat ek gehoor het nie. En toe klim ek nou maar op die bus en toe die bus nou hier verby ry en hy gaan ry so om in plek van hierdeur. Toe sê ons nou, hoekom? Toe sê iemand in die bus, het julle dan nie gehoor nie, die skoolbus is in die dam. Ek was buite gewees en toe kom ek binnekant toe en die foon het gelei. En toe was dit my vriendin Sandra wat toe my bel en vra of my kinders al by die huis is. Want ek het 3 seuns, maar net die oudste een, François, was nie hoërskool, die ander 2 was nog in die laerskool. En toe sê ek nie, want sy sê, die bus het in die dam ingery. Ek sê net ooggats en ek sit die foon hier en ek hardloop uit. Somebody ran and said, "Do you know what's happened?" I said, "What?" Said, "The Triumph bus has gone into the West End Dam." I said, "What? The Triumph bus in the West End Dam? My daughter's on that bus." Dis 'n vreesaanjaende ding. Jy sit in die bus en dis 'n nimmer eindigende roete wat hy nou ry. En jy wil nou by die huis kom want jy wil hoor wat gaan aan. Dit het ons dam toe gery, maar daai dag sal ek nooit vergeet nie. Dit was 'n ontsettende warm dag gewees. En toe ons daar kom het jy net gesien hoe lê die kinders in die pad. Met party was heeltemal toegegooi. A friend of mine had a car there and she brought me here. And it was a terrible scene that I'd seen here. There was the yellow bus in the dam and we just saw children lying in rows along the street and on the pavement with blankets over them. And I just said to this friend of mine, I really just cannot look under those blankets to look for my daughter. I just can't do that. Toe ek by die huis kom, toe sien ek nee, maar hy is in die bus gewees. En toe ek by die huis kom, is my dogter ook nie daar nie. Toe dink ek, nou, het hulle nou fout gemaak en gesê, dis die skoolbus en nie die dorpsbus nie. En toe bel ek na my skoonouers wat net hier aan die kant die dam gebly het in Staffordstraat. Toe vra ek vir hulle of hulle nou of Linda nou daar is. Toe sê hulle ja, sy is daar. Maar Bertus was toe nie daar nie en hulle het vir my gesê Bertus is in die bus gewees. En dan sien jy party se voete steek uit en ander is hulle besig om te help. En wel, toe het ek maar daar gegaan en ek het, weet, jy soek maar jou kind. Jy vra maar, oor die soort jy nie vir Fransjo gesien nie. Dan sê hulle nee, die ouetjie het gesê, hy het hom op die bus se dak gesien lê, dan het jy hoop. Mens hoop maar net, weet, dat het goed sal, weet dat hy daar is. Want omdat my stiefdogter toe uitgekom het, ek is dankbaar daarvoor. En sy kon glad nie eens geswem het nie. So we thought, what should we do? Where should we go? And then we thought, well, let's first of all go to the hospital. Nobody that we phoned was able to tell us that Chantal was out of the water and that she was alive. Even although some of the people that we phoned were actually part of the disaster. Toe ek daar kom, toe sê hulle, jy gaan nie naby die dam nie. Ons soek jou nie naby die dam nie. Maar die 2 predikante wat ons gehad het, hulle was daar. En hulle het my gevat van hospitaal na hospitaal. En elke keer het hulle my teruggestuur JG Strydom toe. Want daar was 'n ander Bertus in JG Strydom gewees. Gaan ons skool toe, want hulle het gesê party kinders miskien van die skok het hulle skool toe gegaan. Toe by die skool aangekom, maar daar was ook niemand nie, net 'n paar onderwysers gewees. Toe is ons weer terug na die dam toe. Dan wag jy maar en jy kyk en jy sien hoe haal die kinders uit. Weet, maar jy sien jou kind nie. En toe sê hulle, ja, ons moet na die hospitaal toe gaan. Dit was daai tyd JG Strydom gewees. En ons daar gekom en daar was klomp ouers toe gewees. En die suster hulle was gaaf, hulle het vir ons tee gegee, maar daar het ons ure en ure gewag, want soos hulle die kinders inbring, dan sien jy hoe hulle inbring. En party met pype in die keel, party toegegooi. Maar in elk geval, toe het ons maar daar gewag en jy kyk maar of dit nie jou kind is nie. En jy hoop maar. En toe later, na 'n paar uur, toe die suster op 'n stoel gestaan.
Toe het sy vir ons gesê, sy wil net al die name lees wat hulle nou behandel hier so in die hospitaal van die kinders. So we went off to the hospital and there we saw a whole lot of parents standing. And one of the parents was there and she said to us that she had seen Chantal on the second floor. Toe begin sy die name te lees en dan wag jy ook maar met die hoop. Maar dan word jou kind sy naam nie gelees nie en dan klim sy van die stoel af. Toe gaan ons maar weer terug dam toe, want jy wil maar gaan kyk en soek en jy wil hom graag kry. Ons kry hom toe nie, hulle is naderhand klaar en jy sien net al die klere wat daar lê, die baadjies, omdat ek sê dit was so warm dag gewees, die tasse wat daar lê en maar toe is hulle nou klaar en sê ek my suster, ag wat hy is seker maar oorlede, want mens kry hom nêrens nie. En toe gaan ons huis toe en daar by my mammy aangekom, toe sien ek die kinders 'n paar dae en ek sien toe hy huil. Toe weet ek. En toe sê vir hulle, nee, dis nie my kind daar nie. Toe sê hulle vir die dominees om vir my nou na die lijkhuis toe vat. En toe hulle daar kom, toe gee ek die een onderwyser hier se kyk. En toe weet ek, my kind is daar. Vir baie van hierdie ouers was die soektog na hulle kinders byna ondraaglik. En om dan by die lijkshuis op te eindig, om jou antwoord daar te kry, eenvoudig ondenkbaar. Maar vir baie van die ouers was daar verligting in die vorm van mevrou Betta Bischoff, wat jarelang by Vorentoe skool gehou het. As ek reg onthou, ek is nou nie 100% seker nie, ek dink amper dit was 'n Woensdag. En ons is huis toe na skool en ons was net besig om iets te eet. En toe lui die telefoon en dis toe een van die ouers, Paul Koetser, wat bel en vir ons sê, die Vorentoe skoolbus het in die dam beland en ons het alles net so gelos en ons het onmiddellik gery. En toe ons daar kom, was daar al honderde mense, wil ek amper sê, en toe sien ons die bus is in die water. En toe, ek kan nie onthou wie het gesê, die kinders, daar moet van die kinders wat in die hospitaal, dit was destyds toe die JG Strydom hospitaal, moet uitgeken word. Nou, ek was seker die ouma van die skool gewees, want ek het al die leerlinge geken, omdat hulle basies almal op een of ander tyd by my klas gehad het. En ons het soontoe gegaan, en die eerste een wat ek kan onthou, wat ek daar gesien het, was Pieter Koen. Dit was een van die matriekleerlinge. Toe is hulle besig om hom te probeer bybring, daar het omtrent 4 of 5 dokters om sy bed gestaan, maar hulle kon nie, hy is dood. En toe het hulle kom vra of ek nie na die hospitaal, na die dodehuis sal gaan, om daar van die leerlinge uit te ken. En ek was net so 'n rukkie daar, toe kom die eerste liggame in. En toe hulle so as ek nou reg onthou, die huisbak oopmaak, en hulle trek so 'n laai oop, toe lê François de Tooi hier reg voor my. En hy die laaste periode nog met die Engelse klas hier reg voor my gesit. Hy was 'n dierbare kind gewees. Weet 'n grapjas en daar was net altyd mooie herinneringe. Hy was baie slim gewees. Hy het altyd eerste gestaan in sy klas van graad 1 af. Dit is nou basies maar jy sit en wag. Jy weet, ons het eers gedink my sussie leef, want toe my pa nou na al die kindertjies gaan kyk het, toe sê die predikant daar vir hom, jou dogter is in die hospitaal. Sy lewe, en toe hy nou gaan kyk, toe is dit nou nie sy nie. En sy die dogtertjies ook dood uiteindelik, maar ja, toe het hy uiteindelik nou my sussie daar gekry, weet, dis nie kindertjies nou, so hy het dan gaan uitken daarso. En as jy daar by die lijkhuis gaan, toe sien jy hoe baie kinders is daar. Toe lê hulle op 'n streep daar. Ja. Nee. Dit was eintlik 'n skok om te sien. Die volgende is nou wat hulle na 'n plek toe geneem is, as ek nou in my gedagtes reg herinner, 'n groot saal wat hulle
die een kant so en so gelê het. En wat nou my dadelik opgeval het, is die lakens wat oor hulle gegooi is. Die gesigte is bedek, maar die voete het onder so uitgesteek. En baie van die dogtertjies het sulke rooi toenails. Daar was nie modder of iets sluk of iets in hulle hare of aan hulle liggame nie. Ja, met verloop van tyd het die ouers gekom en hulle het die wagsaal vol gesit. En elke keer as ek nou een van die kinders uitgeken het, dan het ek gaan sê. Dit was nou die eerste laat hy nou daar is. Jy gaan kry ijskoud, want jy het nou al hoeveel ure lank gesoek vir hom en jy kon hom nie kry nie. Hopend dat hy nie daar is saam met die ander. Maar hy is toe saam met hulle daar. Daar was geen hysterie nie, maar baie hartseer. Baie hartseer. Ek dink toe hulle by die dodehuis kom, het hulle al reeds aanvaar. Die kinders is weg. Want die aand toe ek gegaan het na die lijkhuis toe om na sy liggaam te gaan kyk, toe het hulle dit oopgetrek, weet tot hier so die lap. Kort dan kom daar van jou maats in en sê, weet jy hierdie ene is dood. Weet jy hierdie ene is dood. Naderhand hoor jy dit nie meer nie, want dit is nie regtig nie. Dit is nie realiteit vir jou nie. En my ouers natuurlik was in 'n toestand gewees en uiteindelik het hulle vir ons kom sê goed dat nou my sussie gekry en die laaste persoon wat ons gehoor het was toe hulle na Hester gekry het, want sy was onder die bus gewees. Dit was nie 'n maklike dag nie. En ek het, soos ek sê, ek kan net sê, ek het genade van bo gekry. Want daarsonder sou ek dit nie kon gedoen het. Vir die ouers van meer as die helfte van die kinders wat daardie somersdag op die bus geklim het hulle hele lewens saam met die van hulle kinders tot stilstand gekom. Maar daar was ook die wat oorleef het, soos Bernard, en die stryd om oorlewing in die hospitaal voortgesit het. Die volgende oggend 2 uur te maak ek my oë in die hospitaal oop. Toe is ek vol pype gedruk, dreinering. Ek was omtrent 'n week tot 10 dae in die hospitaal. Ek en 2 ander kinders. Was nou maar, want ons blykbaar was ons die langste onder water gewees. Vat die bus ons hospitaal toe. En daar het hulle al die kinders opgeneem wat daar was, net om seker te maak almal was alright en ons was daar en eers omtrent hier so 4 uur die middag toe kom my ouers. We went up and there was Chantal in bed there and of course we were just so relieved. That was our first thing, was our own daughter, and so relieved that she was okay. Nou, hulle het seker deur 'n hele ander situasie gegaan toe hulle by die dam gekom het en hulle het my opgeneem en toe kom sê hulle vir my een vriendin, Annelie van Tonder is dood. En ek het net gewonder hoe die ander gaan uitkom. Na ruk toe kom my ouers by die hospitaal verlig dat ek lewe. Ek het net 'n klein skrapie op my gehad en toe ontslaan hulle my en ek gaan toe huis toe. As ek dink aan die hospitaal, ek weet as jy daar by die hospitaal ingekom het, dit was net ouers en kinders en onderwysers en dit was heeltemal die mekaar spul. Dit was net chaos geweest, dink ek. Dit is hoe dit vir my gevoel het. Ek is in hierdie chaotiese ding wat ek nie weet presies hoe om te hanteer nie. En ek onthou daai eerste aand was seker al die kinders van die skool was daar. Daai hospitaalsale was vol geweest. Dit was iets om te sien, weet dit was baie hartseer, maar toe het ons nog nie geweet presies die omvang, weet ons het maar net uitgekom. Ons het nie geweet presies wat was die hoeveel kinders is dood nie. En elke keer hoor jy 10, dan hoor jy 15, dan hoor jy 20, dan hoor jy 30, dan toe finaal hoor ons dit was 43.
Hy was daar aan Ja. by my. Nee, hy was... Ek was 5 uur, ja. Ek onthou ek het 5 uur het ek by Fransie se huis aangekom. Ons het 2 blokke van mekaar af verbly. Ja, ons reg by mekaar. Ja, toe het haar ma nog vir my gesê toe ek by die voordeur inkom, toe kyk sy my so toe sê sy vir my, "Waar is my dogter?" En toe sy my vra, toe weet ek, wel as sy nie nou hier is nie, gaan sy nie huis toe kom nie. En ek het net stil gebly want wat sê mens nou eintlik vir die vrou? Vir baie lank na die ongeluk het ek nie geweet wat is my naam nie. Ek het was nie honger nie. Ek het nie enige smaak gehad van klere of niks sulke goed nie. Lank nadat die waters van die Westendam stil geword het die rippels van die tragedie bly uitkring. En vir die wat agtergebly het, begrafnis moes hou, weer skool toe moes gaan en aangaan met die lewe, was die hartseer ver van oor. Dit is my baie hartseer om dit te sien. Weet, en as ek daai dag kan terugdink en onthou van daai wit kussies. Dit was terrible geweest, ja. So ek sê dis bly by jou. Ja, dit was nog 'n hartseer dag. Maar toe die kus afgesak het ek sy klere, soos ek vroeër gesê het ek sy klere gevat en op die kus gesit. Dit was baie hartseer om te sien al die families wat mense verloor het. En ek het meer aan die agterkant gestaan want jy weet jy wil eintlik hierdie families moet naby wees en maar ons was daar en ons het dit was baie hartseer om te sien hoe al daai kiste daar gelê het. Daar's 2 rye en sy is heel regs in die agterste ry. Sy die Hartjie grafsteen. Sy is daar begrawe en dan is hulle alfabeties begrawe. Jy weet op by Konrad en dan weer van hierdie kant af. En wat nogal ironies is, hulle sê altyd jy weet wanneer jy gaan, jy weet. En daai dag het ons maar ons is almal maar kinders, sit ons op die speelgrond en ons sit en gesels en hulle sê ja, eendag hulle doodgaan wil hulle in wit kiste begrawe word, jy weet. En my sussie sê toe ja, maar sy sal baie graag wil geel rose hê. Nou sy was baie lief vir geel, jy weet, baie lief vir geel rose veral. En ongelooflik op daai stadium het ek drama gedoen, deeltyds en my drama-onderwyser sê toe vir my, toe die ongeluk nou gebeur het, wat kan sy vir my doen? Ek sê vir geel rose. Dus ek wil net geel rose hê. En jy kan nie glo sy het van genoeg gebring dat ek op al 42 grafies kon geel rose sit. So dit was nogal heel ironies en hulle is in hulle wit kiste begrawe. As jy nou dink aan jou hoërskooljare, dis raserige stoepe, dis kinders wat mekaar sal love wees en stamp en vir mekaar skree en hulle is cool en jy weet daai tipe van ding en ewe skielik is hierdie
hierdie hele skool is koud, want dit is koud toe ons teruggegaan het skool toe, dit is winter. Dit is koud in atmosfeer. Dis stil. Die onderwysers wat ek vandag verstaan, maar dan het jy nou nie verstaan nie, was amper keelvol, want waar is jou boeke? Kom jy by die huis, dan verwag jy die voor moet nou lei jou vriendin wat met jou wil praat. En hulle is nie meer daar nie. Dit was 'n hele groot aanpassing om ook deur daai vakansie te gaan sonder om met mense van die skool te gesels. Dit was hartseer, want nou kom jy terug en jou maats is nie in die klas nie. Almal weet jy was daar gewees, maar niemand wil regtig praat daaroor nie. Jy weet nie, en toe begin die polisie ondersoeke, weet, so hulle moet jou ondervra en hulle jy in skool toe gaan, nou al die tasse is daar, jy moet jou tas gaan uitken. Jy weet, nou moet jy jou tas tussen al die kinders se tasse gaan uitsoek. Jy kry jou tas en hy stink, hy sop nat, jou boeke is verwoes. Jy weet, daar lê horlosies, daar lê baadjies en jy moet jou goed gaan uitken. Jy weet, dit was moeilik, dit was my baie moeilik geweest. Jy weet, om te sien daar's jou tas, daar's jou maat se tas. Jy weet, daai tas waar toe gaan hy, jy weet. Die ouers moet hom maak om wat maak hulle daarmee? Jy die volgende dag, dat 'n gees van algehele verslaandheid by die kinders geheers. Ek onthou my registerklas. Dit was of die kinders so, dit was 'n standaard 6 klas gewees, of hulle so by jou antwoorde soek. Hoekom? Want die een dogtertjie het gevra, juffrou, hoekom hulle? Hoekom is ek gespaar? Soos met enige tragedie was daar slagoffers, oorlewendes en ooggetuies. Maar daar was helde ook en die naam Pieter Koen kom telke male na vore. Hy was ook op die bus, maar hy het veilig uitgekom. Hy het egter oor en oor afgeduik en kinders uit die bus uitgetrek. En na sy hoeveelste duik het hy nie weer opgekom nie. Daar was ander helde wat wel oorleef het. Mense soos Pieter Steyn en Jorika se broer Theo. Na die ramp is daar talle Wolraad Woltemade medaljes vir dapperheid toegeken, onder meer aan Pieter Steyn, wat so hard probeer het om mense te red. Petrus Koen is ook na sy dood met een van hierdie medaljes vereer. Jorika se broer Theo het ook een gekry, maar volgens sy suster het die toekenning vir hom geen vertroosting gebring nie. Dit was baie moeilik vir my broer geweest. My broer praat glad nie daaroor nie. Want hy die gesigte gesien in die bus. Hy het die gesiggies gesien teen daai vensters waar hy kon nie by hulle kom nie. En jy weet, om dit te sien en jy kan niks doen nie. Ek dink dit was ook baie erg geweest vir die wat kinders gaan red het. So ek sê, weet, dit is my ervaring, was vir my erg genoeg, maar om te weet wat die ander ook moes deurgaan. Die een ding wat almal wou weet, is hoe so iets kon gebeur het. En die enigste persoon wat daardie vraag kon beantwoord, was die busbestuurder, Willem Horn. Maar hy self moes langs die pad bygebring word. En alhoewel hy later van alle aanspreeklikheid kwytgeskeld is, kon hy tot vandag toe nog nie sê presies wat gebeur het nie. Hy het ons bus gery van het, ek dink ek was in standaard 6. So hy was altyd daar, hy het ons altyd gegroet, hy was vriendelik. Ek het nooit 'n gevoel gehad dat hy iets teen enige kind gehad het nie. Hy was altyd vriendelik. Hy was nooit, jy weet, hy snaakse aanmerkings gegee het of niks ding. So ek glo nie dit was 'n opsetlike ding wat gedoen was nie. Na die tyd was daar baie berigte gewees en baie spekulasie, maar weet vir my was dit, hy was 'n vriend vir ons gewees. Ons het maande saam met die man gery. Weet, hy het nooit met ons lelik gewees nie. Hy het altyd met ons gesels en hy was altyd vriendelik en ek weet nie wat het daar gebeur nie. Ek weet nie, hy is lankal vergewe en ons moet maar het ek hom nou hier gesien of saam met hom geloop of hom iewers ontmoet. Dan ek dink ek sou nog die vraag gevra het, hoekom? Wat het gebeur? Hoekom? Hulle het baie toetse ook gedoen met die bus, met 'n ander bus daar oor die dam om te kyk wat kon gebeur het en so. Maar ag nee, ek was nooit kwaad vir hom nie. Want dit soos ek sê, dit was 'n ongeluk. Ek het hom nog nooit blameer nie. Nee. Nog nooit nie. Weet jy, hy kon self daai dag dood gewees het. En hy het self kleinkinders gehad. Niemand, my opinie, dit is net my opinie, dit is wat ek glo. Niemand in sy regmatige verstand gaan sy lewe neem
sommer net vir dit. Ek glo wat daai dag gebeur het, was werklik 'n ongeluk geweest. Dit was werklik 'n ongeluk. Ek weet, baie mense sê die bus het te vinnig gery en Nee, te vinnig gery, maar weet daar's jy... allerlei stories. Ek glo die man is regtig onskuldig. Vir baie mense is daar 'n klomp vrae oor die busramp. Soos, hoekom is die betonmuur eers na die tragedie opgerig? En hoekom moes my kind op daardie bus gewees het? En hoe presies het dit gebeur? Baie van hierdie vrae kan net binne onsself beantwoord word. Maar vir mense wat daardie dag daar was, sal daar altyd meer vrae as antwoorde wees. Hoe dit ook al sy, die woord Westdene sal vir ons nasie altyd sinoniem wees met die hartseer van daardie dag. Soveel meer vir die mense wat dit meegemaak het. Ek kan nie by die dam nie. Ek ry om hom, maar ek was nog nooit weer daar nie. Ja, dit is vir my te hartseer. Ja, jy dink nog daaraan. Jy dink nog, jy weet, hoekom het hulle eers die muur opgebou, die muur hier buitekant gebou, nadat daar so 'n tragiese ongeluk was? Hoekom kon hulle dit nie voor die tyd gedoen het nie? Baie mense was baie hartseer vir 'n baie lang tyd. En ek dink tot vandag toe nog gaan mense deur daai om te sê, wat as hulle nie dood was nie? Wat sou hulle lewe gewees het? Ons het jare lank gepraat oor die busramp. Jare. Wat dit nog eintlik maar vars in mense geheue gebly het. Ek sal sê die moeilikste ding was die skuldgevoel. Dit is die moeilikste ding om mee te deel is. Ek het myself, ek dink elkeen wat 'n slagoffer is en wat oorleef, gaan daardeur en sê hoekom? Hoekom is ek lewe? Hoekom het ek nie dood gegaan nie? Hoekom my vriendinne? Wat maak my spesiaal? En jy vra jouself daai vraag aanhoudend en jy dink jy's nie werd. Hoekom? Wat is my doel? Hoekom is ek hier? Daar moet 'n rede wees. So wat mis ek? Ons ken nie al die antwoorde nie. Ek bedoel, hoekom is die ander kinders sterf en hoekom is seker is oorleef? Ons ken nie daai antwoorde nie. En ons sal dit ook nie weet nie. Nie nou nie in elk geval. En dan besef jy wat eintlik gebeur het. Maar dit voel, tot vandag toe voel dit nie eintlik 'n werklikheid dat dit eintlik kon gebeur het nie. Soos ek sê, ek kan nie vir die water kyk nie. Ek kan nie want ek weet wat daaronder aangegaan het. Die busongeluk het ons van kind na grootmens in 'n oornagproses gevat. Wanneer jy so jonk is, dit vat jou kindertyd weg, want ewe skielik is jy nie meer 'n kind nie. Dit gebeur gewoonlik net met ander mense. Dit sal nooit met jou gebeur nie. Maar in elk geval, die Here leen hulle net vir jou. Weet hulle nie vir altyd nie. Maar mens dink nooit, weet, dat jou kind eers moet gaan nie, want jy dink altyd, maar jy moet gaan. Maar dit leer jou ook dat jy nie in beheer is nie. Jy is nie in beheer van jou kind se lewe nie. Jy is in beheer wat jy toegelaat word. Maar op die einde is jy nie in beheer van hom nie.